Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Type ontmoet antitype. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Efesiërs hoofstuk 2 vers 13. God se mense, wat hy sy besondere skat noem, was bevoorreg met 'n tweeledige wetstelsel, die morele en seremoniele. Van die skepping af was die morele wet 'n noodsaaklike deel van God se goddelike plan en was net so onveranderlik soos homself. Die seremoniele wet was om 'n spesifieke doel in Christus se plan vir die redding van die ras te beantwoord. Die tipiese stelsel van offers en offerandes is ingestel sodat die sondaar deur hierdie dienste die groot offer Christus kon leer ken. Die seremoniele wet was glorieryk. Dit was die voorsiening wat Jesus Christus in raadpleging met sy Vader gemaak het om te help met die redding van die ras. Die hele reëling van die tipiese stelsel was op Christus gegrond. Adam het Christus voorafgebeeld gesien in die onskuldige dier wat die straf van sy oortreding van Jehova se wet lei. Die behoefte aan die diens van offers en offerandes het opgehou toe type die antitype in die dood van Christus ontmoet het. In hom het die skaduwee die substansie bereik. Die wet van God sal sy verhewe karakter behou solank die troon van Jehova bestaan. Hierdie wet is die uitdrukking van God se karakter. Types en skaduwees, offers en offerandes, het geen deel gehad na Christus se dood aan die kruis nie. Maar God se wet is nie saam met Christus gekruisig nie. Vandag mislei hy, Satan, mense met betrekking tot die wet van God. Die wet van die 10 gebooie leef en sal deur die ewige eeue leef. God het nie die oneindige offer gebring om sy eniggebore seun aan ons wêreld te gee, om vir die mens die voorreg te verseker om die gebooie van God in hierdie lewe en in die toekomstige ewige lewe te verbreek nie. Hy, Jesus, het sy kosbare onskuldige lewe gegee om skuldige mense van ewige verderf te red, sodat hulle deur geloof in hom skuldloos voor die troon van God kan staan.